Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid, is U God. Geliefdes, ek groet elkeen van julle wat volgens saam met ons in die huis van die Here is, maar ook elkeen wat oor die lig ingeskakel is, in die kosbare naam van ons drie-enige God. Barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, en mag dit vir julle ryklik vermenigvuldig word, deur die inwonende krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, God sê, en dit is my baie kosbaar wat God sê hier in die begin van hierdie erediens vanoggend. Jy wat vanoggend hierdie woord van God hoor, soos jy rein en heilig, getrou en betroubaar is, soos jy weet wie God is, en jy weet wie jy in God is, maar ook dat jy weet dat jy reeds hier in die koninkryk van God op aarde is, dat jy hier leef, en daarom sê God, dat hy steeds besig is om vir jou, vir my te leer, om alle afleidings in jou lewe te vernietig, voordat dit jou vernietig. Geliefdes, want God wys so duidelik vir my, daar is 'n deuropening, om jou af te lei en jou fokus van God af weg te vat. Om jou fokus van God af weg te vat, en wanneer jy by daardie deuropening kom, en jy kan dit regkry om al die ander deure rondom jou toe te maak, die deure van leuns, die deure van misleiding, die deure van verwyte, die deure van afguns, die deure van onvergewensgesindheid, die deure van ontkenning, dan alleen kan ek en jy by die regte deur kom, die enigste ware deur, Jesus Christus. En hierdie geliefdes is nie maklik nie. Want daar is ook 'n deur na vernietiging in jou en my lewe. En God noem daardie deur ontkenning. En is makliker die Engels denial. Hoeveel keer lewe mense in ontkenning? Daardie dinge wat ons as mense so maklik wat sleg is, dan steek ons dit onder 'n mat in. Sonder om daarmee te deel. En jy dink dat solank as wat dit onder die mat is, niemand anders sien dit nie, jy sien dit nie raak nie, dit sal van self weggaan. Of jy maak 'n fout en mense begin weet al daarvan. En dan begin jy om blame shifting te doen. Dis altyd iemand anders wat skuldig is, is nooit jy nie. Is dit nie 'n lekker ding wat mense vandag kan doen nie? As jy ergens 'n fout gemaak het, dan is altyd iemand wat jy soek om te blameer daarvoor. Blame shifting. As jy dit doen, God sê dis 'n fout. God sê dan leef jy in ontkenning. Geliefdes, jy sien die hartseer van hierdie dinge van hom goed onder 'n mat in te vee. Dis baie, baie gevaarlik. Want dan op 'n dag wanneer ek en jy dit die minste kan bekostig in ons lewe, dalk 'n dag wanneer jy op 'n baie laagtepunt in jou lewe is, die dag wanneer jy op 'n bad space in jou lewe is, dan kom die duiwel en hy kom lig daardie mat op, en dan kom konfronteer hy jou en my met dit wat jy weggesteek het. En wat gebeur dan? Geliefdes, dan duik ek en jy in die hek. Die duiwel gebruik ontkenning om die deur na afleidings oop te maak. Mense sê maklik, ek was in hierdie geveg, maar dit was nie regtig my skuld nie. Al wat ek gedoen het, is ek het myself probeer verdedig.
Of hoeveel keer het jy al gehoor, dis glad nie so erg nie, want almal doen dit. Is dit nie wat die jonger generasie so maklik sê nie? Hulle sê almal doen dit. Onthou geliefdes, afleidings in jou en my lewe, wanneer ons fokus van God af wegvat, lei altyd tot vernietiging. En vernietiging in jou lewe los altyd 'n bloedspoor. Ek hoor so duidelik toe die Heilige Gees vir my sê, wat as God vir ons sou sê, dat dit net 'n oomblik vat om tot vernietiging te lei. Net een oomblik, so vinnig, geliefdes, gaan daardie deur oop. Hoeveel keer het jy al 'n ongeluk gesien? 'n Baie groot ongeluk waar karre op mekaar, agter mekaar ophoop, en daar so baie vernietiging, so baie dood, so baie families wat betrokke is. Net oor een persoon wat vir 'n oomblik deur die afleiding van sy of haar selfoon hierdie vernietiging in soveel gesinne veroorsaak het. Geliefdes, hoeveel kindertjies is daar vandag wat sonder ouers moet groot word? Dit is gevolg van een oomblikse afleiding 'n leeftyd van vernietiging agter hulle laat. En dan kan mense so maklik in ontkenning begin leef. Verskoon, dit was nie regtig my fout nie. My selfoon het net gelui. Besef ons dat dit die vyand is, dit kos hom een oomblik om jou fokus van God af weg te vat. Jou aandag afgelei te kry. En jou en soveel ander mense se lewens verval in vernietiging. Ekskuus daar. Iemand het een keer by geleentheid gesê, dit is vir my so waar. A moment of madness sometimes cost you a lifetime of sadness. En daarom sê God, maak die afleidings in jou lewe dood. Put death to destruction. Hoeveel dinge is daar die wat op 'n daaglikse, ek wil amper sê oomblik vir oomblik basis, ons fokus van God af wegvat nie? God sê daar sal 'n tyd kom wanneer ons almal al die deure van vernietiging moet toemaak. Dis wat God sê vir jou en my wat sy kind is. Alles wat jou afleiding in jou lewe veroorsaak, God sê maak daardie deur toe. Maar geliefdes, nou moet ek en jy so versigtig wees in ons lewe, dat ons nie deure toemaak wat God vir ons oopgemaak het nie. Hoe weet jy wat 'n deur is die regte God? Regte deur is wat God oopgemaak het. Jy bly op God fokus. Dan sal jy weet wat 'n deur het hy vir jou oopgemaak. Partykeer dwing ons 'n deur om oop te gaan. Partykeer wil God vir ons 'n deur oopmaak. Dan staan ons en wag. Net soos die skuifdeure by die mall. Kyk daar. Jy moet 'n sekere, jy so 3 tree van daai deure gaan stil staan, jy staan van wersketyd tot ewigheid, daai deur gaan nooit oopgaan nie. Hoekom nie? Jy moet nader aan die deur beweeg, dan gaan die deur eers oop. Moenie jou fokus van God af wegvat nie, want dan gaan jy God mis ook, dat jy dalk nie deur die regte deure instap nie, maar ook hulle toemaak, wat God eintlik vir jou oopgemaak het. Geliefdes, dit is alles dinge wat hier op aarde gebeur, en alles wat ons doen, is daar afleidings. Net 'n oomblik wat jou aandag aflei, 'n oomblik wat jou fokus van God af wegneem, 'n oomblik, 'n sekonde wat jy nie gehoorsaam aan God is nie, en jy's binne in daardie deuropening. Besef ons werklik hoe gevaarlik dit is? Die Heilige Gees sê, as ons mense net wil verstaan, 1 sekonde kan lei tot 'n monster van vernietiging in jou lewe. 'n Split van 'n sekonde, wat jy nie jou oë vestig
terwyl jy 'n belangrike besluit in jou lewe moet neem nie, kan lei tot 'n leeftyd van vernietiging. En jy weet nie om daardie deur toe te maak nie. Een oomblik van ontkenning, wat's fout? Almal doen dit. Almal doen dit. Ek is eintlik die uitsondering op die reël. So wat? Daar is niks meer verkeerd nie. En veral, weet ek, al ons vriende kyk dalk dat daardie flieks is miskien die antwoord het wat 'n mense jou kan gee, vir al jonges. Dan wil ek jou vanoggend kom skok op hierdie punt. Dalk is dit tyd dat jy dan vir jou ander vriende kry. As dit is wat gebeur. Want in 1 sekondes, geliefdes, kan jy jouself, jou hele toekoms vernietig. Geliefdes, dink daaraan, daardie een oomblik wat ek en jy nie fokus en vir God eerste vra wat om te doen nie, sê God. Daardie oomblik is jy ongehoorsaam, en dan mis jy nie net God se doel met jou lewe nie, jy mis die salwing van God op jou lewe. En daardie een oomblik dink jy het genoeg krag en jy het genoeg mag om dinge op jou eie manier te wil hanteer. God sê hy duik in die hek en jy kan self jou skepingsdoel mis. Geliefdes, kom ons maak dit makliker. Kom ons neem 'n voorbeeld uit die woord van God uit. Iemand wat vir 'n oomblik so afgelei was deur sy eie krag, dat dit tot 'n lewenslange vernietiging in sy lewe gelei het. Samson, hy was gekies om Israel te beveilig, maar hy was so afgelei deur sy krag, sy eie krag, dat die hele Israel vir baie jare afgelei was deur sy afleiding. Want in die Ou Testament, toe hulle God nie gehoorsaam het nie, het God toegelaat dat die Filistyne hulle gevange neem. En hulle was in slawerny, julle ken daardie storie. En dit was hoe God gewys het dat hulle hom nie gehoorsaam nie. En dan, al wat ons vandag kan sê, is dankie vir Jesus. Want hy het gekom en ons het nou 'n nuwe verbond. As jy God nie gehoorsaam nie, moet jy teruggaan na Jesus toe, sê die woord. En daarom bly Hebreërs 12 vers 1 en 2. Julle moet dit al uit julle kop uitken. Daardie ankerskrif wat God vir jou en my, vir hierdie hele, ek weet nie hoe lank God nog oor afleidings gaan praat nie. Ek sê, Here, as ons werklik bedink hoeveel afleidings daar rondom ons is, kan dit dan vir langer as 'n jaar duur. Want daar is geweldig baie afleidings. Vir God is dit verskriklik belangrik, want die tyd waarin ons lewe, veroorsaak dit vernietiging. Nie net geestelik nie, ook fisies. Kom ons gaan terug na Samson toe. Ons kan gelees daar van sy reis daar in Rigters 4. Rigters 16. Daar gaan lees gerus vanmiddag. Daardie gedeeltes daar. Ons gaan net vinnig daaroor gaan. Want wat in Rigters gebeur het, daar was geen konings nie. Want God wou gehad het dat die mense hom as hulle koning moet aanvaar. Maar die mense wou 'n koning hê wat hulle kon sien. Iemand wat hulle uit slawerny kon red. Toe sê God vir hulle, goed, is okay, ek sal dit doen, maar jy net so 'n bietjie wag. Hy sou 'n onvrugbare vrou gebruik en hulle moes net 'n bietjie wag, want so is Samson gebore en hy moes toe die Israeliete uit slawerny uitlei. Maar as gevolg van Samson se ontkenning en sy afleidings, het hulle in vernietiging ingelei. Ons kan maklik sê Delila is die groot oorsaak van alles. Voor Delila was Samson reeds afgelei. Dit was nie regtig sy wat tot sy afleiding gelei het nie. Eintlik het Samson alles alleen gedoen. Julle ken die storie, geliefdes. God het gesê dat daar 4 dinge was wat Samson nie mag doen in sy lewe nie. Geen wyn of sterk drank mag hy neem nie. Hy mag geen varkvleis eet nie, want in daardie jare was dit onrein. Hy mag nie aan 'n dooie ding raak nie. En hy mag nie sy hare afsny nie. En toe sê God vir hom, dat hy vir hom supernatural, bonatuurlike krag sou gee.
Maar daarin het God 'n beperking gestel. God het grense in plek gestel. En met daardie grense sou niemand ooit sterker as Samson wees nie. Maar hy moes binne die grense bly. Geliefdes, God stel altyd boundaries vir jou en my. Jy weet wanneer jy oor 'n lyn trap wat jy nie moet nie. Dink net weer 'n keer aan Samson. Hy speel met die krag wat God hom gegee het om hom te gehoorsaam. Sy oë was lankal nie meer op God gefokus nie. Hy was gefokus op sy eie krag. Ek en jy, ons kan so maklik vir Samson veroordeel. Maar wat van jou en my? As jy vanoggend eerlik moet sê, waarop is jou fokus? Waarop is jou oë gefestig? Die ongehoorsaamheid het Samson sy hele lewe vernietig. Sy lewe was geruïneer. In die einde was het self sy dood gekos. Want hy het nooit die deur toegemaak nie. Hy het teruggekyk. Hy het teruggekyk na gister. Dis dit nie wat die meeste van ons doen nie. Hoeveel keer kyk ons terug en verlang ons aan die vleispotte van Egipte? Geliefdes, hoor my hart vanmôre. God is nie in die foute van gister en eergister nie. God is in die hier, in die nou en God is in die toekoms. En daarom, wanneer ek en jy in sy teenwoordigheid die beste plek wat daar ooit kan wees wil wees, om onder sy wolk van geregtigheid te bly, moet ons verseker nie terugkyk agtertoe nie. Geliefdes, hoor God se hart vanoggend. As jy nie daardie deur toemaak, wat jou fokus aflei van God af nie, gaan dit jou 'n leeftydse vernietiging kos. God sê selfs die deur na jou verlede, hoe sleg dit ook al was, God sê, maak daardie deur toe. As jy dit nog nooit gedoen het, sê God vanoggend, op hierdie Sondagoggend doen dit. Want as jy vanoggend ernstig is met God, hoor my hart, God is werklik ernstig met ons, met sy kinders. En wanneer ek en jy ernstig is met God, hoor hoe jy self al die ander deure toemaak. Ek sê weer, as jy ernstig is, sal jy hoor hoe jy die deure agter jou toeklap. Sodat jy net by die enigste ware deur uitkom. Johannes 10:9 staan daar, ek is die deur, sê Jesus, as iemand deur my ingaan, sal hy ingaan en uitgaan, hy sal gered word, en hy sal wyding vind. En dan kom vers 10, van Johannes 10 vers 10. En dit is waarvan God praat, dat as ons nie die deure na afleidings toemaak nie. Die dief kom net om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus sê, ek het gekom, dit is verlede tyd. Dit is so awesome om die Engels te sê. The thief only comes in order to steal, kill and destroy, but. En dit is seker die grootste but in die woord, behalwe but God. Jesus came that you may have life and enjoy it, and have it in abundance to the full, till it overflows. Dis wat God vir jou, my gedagte het, oorvloedige lewe, maar ons laat toe dat ons afleidings, ons fokus van God af wegvat. En God sê vanoggend, moenie net die afleidings in die asblik gooi nie. Ons gaan ons aan met hierdie teachings ook op die soggens sielskos in die oggende. Moenie net die afleidings in die asblik gooi nie. Gooi dit, wil ek sê, as ware vir ewig weggemaak die deur toe. Nou is die vraag vanoggend, en ek is so lief mos daarvoor as God vir ons vra. God sê, wat gaan jy doen? Daar vanoggend se woord, wat jy direk uit God se hart gehoor het. Geliefdes, ook jy wat oor die lig ingeskakel is, hoor my hart vanmôre.
Dis nie ek nie. Ook hierdie woord, soos enige ander woord, kom uit God se hart. Meer as ooit tevore. God sê, dit is die oomblik wat kan lei na groen weivelde vir jou, of na 'n monster van vernietiging in jou lewe, en dit begin alles met 'n besluitneming van jou kant af. Jy neem 'n besluit sonder dat jy self beheersing het. Een besluit, een breekdeel van 'n sekonde van nie fokus nie. Maar onthou, wanneer 'n saad val, wanneer woorde val, enige woorde moet daar 'n oes kom. Daarom wanneer jy wel 'n deur oopmaak, sorg dat daardie deur gevul is met woorde van lig uit jou mond, lewe, salwing, heerlikheid. Dis wat God sê, nie afleidings nie. Nie maar almal doen dit maar nie. En ek weet, daar's baie mense wat vir my gaan sê, ek is oudtyds wanneer ek hierdie goed sê. As jy manier, die woord van God is nooit oudtyds nie. Hoeveel jong mense se lewens stuur op 'n ramp af, omdat hulle doen wat maatjies doen. Hoeveel jong kinders in skole kan nie meer cope met dit nie, want hulle wil dit nie doen nie, maar anders word hulle uitgejou as 'n nerd of 'n ding, dan word hulle geboelie. Dan sien hulle nie kans vir die lewe nie, dan quit hulle. En niemand vat verantwoordelikheid daarvoor nie. Dit begin al by ouderdom van 9-10 jaar, wat kindertjies dit aan hulle self doen. Hulle hele lewe, hulle hele toekoms is vernietig. Dan kan ons sê, maar Here, wat van daardie kind kon dalk miskien nog nie regtig 'n besluit geneem het nie. Hulle het net die pyn en die seer van hierdie lewe ervaar. Dan sê God vanoggend, wat van jou? Waar is jy as ouer? Jy wat daardie kind moet toemaak met liefde, met warmte, met omgee, met lyding, sodat hulle nie sal toegee aan hierdie versoekings, nie sal toegee aan hierdie, kan ek sê, hierdie sleg wat met hulle gebeur nie. Om te weet wie hulle werklik is, jy moet hulle leer wie God is, maar ook wie hulle in God is, net soos jy moet weet wie jy in God is. Ek sluit af, geliefdes, daarom is God die Here God wat skielik kom. Jou skielik op 'n reis kom sit. Op 'n onverklaarbare wyse met jou praat. Dit is hoe God werk. Ons kan baie keer sê, maar as sekere dinge gebeur, dis nie hoe God werk nie. Sê my bietjie, hoe weet jy regtig hoe God werk? Jy weet nie, want jy is nie veronderstel om te weet nie. God is 'n misterieuse God. God werk soos wat hy wil werk. En die een mens sal ooit die werk van God kan stop nie. Baie keer wanneer dinge met ons gebeur, sê ons, Here, dit maak nie vir ons sin nie. Ons verstaan dit nie. Al wat belangrik is, geliefdes, dit moet sin maak vir God. Want in dit alles vind jy jou doel, sê God vanoggend. En dit is al wat tel. God sê, hy sal en hy wil graag wonderwerke op wonderwerke in jou lewe bring. En soms mag dit dalk meng met God se trane, mag meng met die ink. En dis wat ek so terdee laat verlede dag in my studeerkamer ervaar en beleef het. God se trane oor sy liefde vir jou en my. God sê dikwels meng dit met die ink. Ten spyte van jou foute, jou tekortkominge, jou ongehoorsaamheid. Wanneer jy dit sien, nie altyd sien nie, maar wanneer jy dit voel, dan besef jy, God het werklik. Hy is ons Abba Vader, hy het werklik 'n vaders hart. Hy het 'n hart van liefde. Want God sê selfs in sy woord dat
Die dood van God se gunsgenoot is vir hom geen ligtelike saak nie. Geliefdes, God het jou lief, soos niemand jou ooit kan lief hê nie. En toe God hierdie laaste woord vir my gee verlede nag, toe ervaar ek dit in my eie lewe. Dat dikwels is dit nie net my trane wat op die papier val en op die ink val en met dit meng nie. Maar baie keer wanneer ons voor God buig en sê, Here, ek is so skuldig aan al hierdie afleidings. Ek is so skuldig aan al hierdie blame shifting. Ek is so skuldig aan hierdie ontkennings waarin ek lewe. Ek is so skuldig omdat ek nie kan vergewe nie. Ek is so skuldig omdat ek op my eie manier wil dinge uitwerk. Hoe werk God? En as dit vir my nie reg lyk of voel nie, dan sê ek, God werk nie so nie. God my weer eens laat besef, niemand weet hoe God werk nie. God is die enigste alleenwyse, almagtige, soewereine God. En omdat hy dit is, kan God werk op die manier waarop God wil werk. Maar ek en jy, ons moet net op God fokus, en wanneer ons dit doen, en wanneer ons worstel met al hierdie ander dinge rondom ons, miskien in hierdie afleidings, en hierdie goed wat ons moet sukkel, ek kan nie vir julle sê hoeveel keer ek persoonlik op 'n dag sê, please Lord, fix my eyes on you. Ek skree dit baie keer uit vir die Here, asseblief Here, dat ek net op U fokus. Anders gaan ek dit nie maak nie. Toe God vir my hier sê, laat dit sy trane meng dikwels met die ink, wat hy in sy woord vir ons skrifte gee. Hoekom? Want God is 'n God met 'n vaderhart wat omgee. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan leef hierdie week. Gaan leef hierdie week werklik met jou oë te alle tye gefokus op God Almagtig. Die Here wil julle seën en julle beskerm. Die Here wil tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Geliefdes, die Here wil julle gebede verhoor. Hy wil julle sy vrede, sy liefde, sy goedheid, sy guns, sy oorvloed skenk. Want onthou, ons Abba Vader, ons hemelse Vader, is 'n God met 'n vaderhart wat omgee. Die Here seën julle. Amen.